Goeiedag geliefde vriend, ek hoop dit gaan met jou uitstekend vir my Pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan. Dit is so voorreg om saam met jou vandag tyd te kan spandeer in God se woord. Voordat ons inspring en verder gesels oor die tema van vrede, wil ek jou aanmoedig aan die einde van hierdie skakel, van die einde van hierdie video, gaan daar 'n skakel wees waar jy ons eerste aand se Bybelskool kan kyk. Dis omtrent so 30 minute lank en dit gaan vir jou 'n baie goeie idee gee van hoe lyk Beleefgemeente se aanlyn Bybelskool. So jy kan dit kyk van enige plek af in die wêreld, jy kan dit kyk op jou tyd. Elke week se les word opgeneem, dit word eintlik lewendig uitgesaai en dan daai opname kan jy dan na die tyd kyk op jou eie tyd. So as jy wil inskakel, dis R500 vir die jaar en ons stuur dan vir jou 'n boek aan. Jy kan met ons kontak maak by info@beleef.org.za of jy kan vir my 'n boodskap stuur by 082 222 5107. Kan jou beloof as jy die Bybelskool gaan doen, gaan jou geestelike lewe radikaal verander want jy spandeer tyd met die Bybel op 'n baie sinvolle wyse. Maar reg, kom ons gaan aan. Ons gesels oor die week, gepraat is oor vrede. Ek jou vandag kan uitdaag oor een ding. As jy gaan aanhou dink wat jy dink, gaan jy aanhou voel wat jy voel. Ons dink dikwels dat emosies ons oorval, maar eintlik wat gebeur is dit wat jy toelaat om in jou gedagtes te bly, bepaal dikwels jou gevoel van vrede. Gister het ons gekyk na die baie bekende gedeelte in Filippense 4, nou hierdie bonatuurlike ruiltransaksie, wanneer ons met gebed en danksegging ons situasies na God toe bring, dan gebeur daar hierdie bonatuurlike ding wat God doen. Nou Paulus leer vir ons verder in Filippense 4, dat vrede nie net 'n resultaat van gebed is nie, dis eintlik ook die vrug van gefokuste denke. Kom ons kyk gou saam na Paulus se woorde in Filippense 4. Hy sê, vul julle gedagtes met alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is en leef volgens alles wat julle van my geleer, oorgeneem, gehoor en gesien het. Dan sal die God wat vrede gee by julle wees. Daai is Filippense 4 vers 8 tot 9. Nou wat Paulus hierso vir ons sê is, hy sê vir ons waarop moet ons gedagtes vestig. Nee, ons moet dit vestig op dit wat waar is, wat eerbaar is, wat reg is, wat rein is, wat lieflik is, wat lofwaardig is, wat uitstekend is, wat lof verdien. Jy sien, God gee vir jou en vir my 'n filter, 'n geestelike, bonatuurlike filter waarna toe hy ons wil eintlik fokus. Nie net wat jy moet dink nie, maar wat jy moet kies om te dink. En daai is eintlik die sleutel, is die keuse van wat ons kies om te dink. Daar is 'n direkte lyn tussen jou gedagtes en God se bonatuurlike vrede. Kyk weer, vers 9 sê, dan sal die God van vrede by julle wees. So, as jy gereeld worstel met innerlike onrus, dalk is dit nie net 'n gees, dis nie noodwendig 'n geestelike aanval nie, dis dalk net tyd om jou denke te herprogrammeer, om dit te fokus na dit wat goed is. Nou prakties, hier's vir julle 'n paar idees wat jy kan toepas. Eerstens sal ek voorstel, kies een van hierdie woorde, van hierdie versie bo, woorde soos waar of rein of lofwaardig, dan skryf jy iets spesifieks neer wat jy weet ooreenstem met daardie woord. 'n Voorbeeld sal wees, as jy sê, ek vat die woord waar, wat is vir my waar? Dis waar dat God getrou is. Iets wat vir my lieflik is. Dis my lieflik dat ek my kinders hoor lag. Ek het vanoggend hoor ek hoe lag my kinders voor skool. Eerbaar. Jy skryf iets soos, ek waardeer my vriend wat eerbaar is en dinge reg doen. En dan derdens, dan vestig jy jou gedagtes daarop vandag. Jy dink daarop, jy leer om tyd te spandeer op hierdie woorde, dan herprogrammeer jy jou brein deur herhaaldelik en bewuslik te fokus op daai tipe dinge. En jy sal verbaas wees oor die vrede wat gaan volg in jou lewe. Geliefde, maak saam met my hierdie geloofsverklaring. Ek kies om my gedagtes te vestig op wat waar, rein en vol lof is. Ek dink aan U, Here, en U vrede vul my hart. Geliefde, ek wil jou uit my môre kyk ons nou hoe ons gedagtes aktief kan beoefen of hoe ons kan oefen om konstant in vrede te wees. Dis nie iets passiefs nie, dis 'n geestelike dissipline en dit gaan jou toerus om vrede as 'n leefwyse te begin ontwikkel. Tot dan, watter van hierdie woorde in Filippense 4 vers 8 het vandag met jou gepraat? Wat staan vir jou uit? Watter van die woorde voel jy trek jou vorentoe nooi jou? Ek vra jou, deel dit met ons in die kommentaar, sê watter een van die woorde, hierdie woord roer my vandag, hierdie woord vat my na vrede toe. Kom ons bid gou saam. Hemelse Vader, so dankie vir U bonatuurlike betrokkenheid in ons lewens. Here, wanneer ons Filippense 4 vers 8 en 9 lees, dan leer ons dat daar is 'n filter wat ons moet aantrek en daar's 'n manier en daarom moet ek fokus vandag op dit wat rein is, dit wat lofwaardig is, dit wat eerbaar is, dit wat goed is, Here. Help ons om deur die chaos van hierdie lewe, deur die geraas van hierdie wêreld, deur te kan sien
dat dit wat U vir ons reeds gesê het, dat daar is dinge wat waar is as lieflik is, dit is die goddelike dinge, dis die bonatuurlike dinge, dis die dinge van die hemel. En Vader, dis waar ons vandag moet gefokus wees. En wanneer ons fokus skuif, Jesus, dan beleef ons werklik vrede. En daarom vra ek, Here, help ons om ons fokus te skuif. Ek sien hierdie prentjie van 'n skottel wat indraai en dan sien hy hoe hy sy antenna fokus op die regte golfsyne. Daai golfsyne is U woorde wat U met ons praat. En daarom vra ek, Here, vir daai genade dat ons sal ons skottel sal draai en sal connect met die regte golflengte. Dit is my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, dankie dat jy ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.